Weer eens hartlike goeiemôre en baie welkom by Tak Radio. Vandag gesels ek met 'n baie bekende persoon, iemand wat min bekendstelling nodig het. Baie welkom hier by ons Grant Riddles, uitvoerende burgemeester van Hessequa. Vandag wil ons nie net fokus op politiek nie, maar ons wil meer leer die titel agter die van jou werk wat jy doen. Goeiemôre Grant. Goeiemôre Wilma en goeiemôre almal wat luister. Eerste plek dankie vir die geleentheid en die uitnodiging wat julle vir my gee om vandag hier te wees en bietjie te gesels met julle oor wie is Grant Riddles. So ons het voor die breek het ons 'n bietjie gesels agter die jou werk wat jy doen, maar dit gaan nog 'n bietjie later kom. Grant, vertel ons 'n bietjie van jou jare in Hessequa. Waar het jy groot geword en waar het jy skool gegaan? Want ek ken al jou agtergrond al meer, maar ek dink nie baie mense ken jou agtergrond nie. Ja, dankie Wilma. Ek is gebore in Riversdal Hospitaal, maar ek het groot geword in Merkfontein. My maale is almal die familie kom van Merkfontein af, so jy weet die Riddles van is my eie in Merkfontein. Maar ek het skool gegaan in Merkfontein primêre skool en ek het my hoërskoolloopbaan het ek voltooi in Gerard Du Plessis Hoërskool. Ek het baie swaar groot geword en daarvandaan het ek gaan studeer by Rekenaarskool Boland. Ek het vir IT tegnikus gaan studeer, so baie min mense weet dit. Okay. Maar daarna het ek in die sportwêreld begin kom waar ek begin het as 'n rugby skeieregter. En toe daarna het ek by die munisipaliteit begin werk vir 10 jaar was ek by die finansiële departement van die munisipaliteit. En toe ek in die politiek en daarvandaan is dit history. Maar ek is 'n inwoner van Merkfontein gewees. Ek bly nou in Stilbaai, maar my hele familie is in Merkfontein. So ek kom daarvandaan my groot werk. Ek het ook begin in die sportwêreld in Merkfontein. Ek was lank by Seagulls Rugby Club ook betrokke. En maar ek is hulle sal altyd na my hart bly. Wat was op skool die sterkte in akademies of sport gewees? Maar sport gewees, maar as jy gehoor het, ek was dan net 9 of nou graad 11 het ek begin in die sportwêreld begin skeieregter wees. En maar ek het ook baie liefde gehad vir onderwys, vir wiskunde en veral geskiedenis. Okay, ja. So die geskiedenis het my altyd geïnteresseerd oor waarvan ek kom en ons geskiedenis van ons land en alles. Maar op skool was wiskunde en geskiedenis wat my vakke waarvan ek die meeste gehou het. Wat sou advies sou jy vir iemand gee wat op hoërskool is? Iemand het advies wat ek dan gee vir iemand is jy moet hard werk en hard leer en net jou beste lewer. En as ek nou weet wat ek as ek daai tyd geweet het wat ek nou weet, sal ek sê vir elke kind so om alles in te sit in jou skool omdat onderwys kan jou hele lewe oopmaak buite. Ek sê baie wanneer ek gaan praat met kinders daar buitekant is dat maak nie saak waarvan jy kom, as jy hard kan leer, kan jy suksesvol wees in die lewe. En om nooit jouself geringskat en omdat ek glo harde werk word altyd beloon, maak nie saak waar in die lewe nie, maar harde werk sal jou altyd beloon en hard leer. Ek dink mense daar buite wil graag, soos jy het hulle gepraat, wil graag gemotiveer is, ouers wat hulle motiveer om vorentoe te gaan en alles. So. Jy het ooit gedink jy sal in die politiek betrokke raak? Want kom met die groot vraag. Nooit. Ek het nooit gedink ek sal in die politiek betrokke raak, maar mense weet nooit waarvan dan kom jy, so ek gehoor het in die begin wat ek sê, ek het gestudeer vir rekenaartegnikus. En 'n rekenaartegnikus en politiek is hemelsbreed van mekaar af. Maar my liefde vir mense het dit moontlik gemaak om 'n verskil in mense se lewens te maak en 'n verandering te maak in ons gemeenskappe. Dit is vir my hoekom ek gekom het eerste plek in die politiek, nie oor 'n salaris of enigiets anders nie. Dit is vir my gegaan om 'n verskil in mense se lewens te maak. As jy 'n burgemeester van Hessequa is, hoe het dit gevoel die dag toe jy gehoor het jy is verkies as burgemeester?
Vir my, dis 'n interessante saakie. Ek onthou die oggend, seker so 4 se kant het ons gekom van Riversdal af, die verkiesingsuitslag kom en ons het, dis net 3 weke gewen, die oppositie het 6 weke gewen en ons het gedink, maar ons het verloor die verkiesing en goed. En ek het op die 4 uur die oggend het ek vir Here gesê dat as hy my daar wil hê, sal hy my sit, maar as hy nie my daar wil hê nie, sal ek berus wat sy toekomsplanne vir my inhou. En die oggend 6 uur se kant, toe sien ons die resultate, ons het meer proporsionele seats ingekry as 'n wijkseat. Okay. En toe daarna het ons 'n koalisie gesluit 2016 met die Vryheidsfront en ek het ingekom as burgemeester. Ek was daai tyd een die jongste burgemeesters in die land gewees. Yes, een van die jongstes. Ek dink ek was 35 jaar ouderdom waar ek die burgemeester geword het van Hesekwa, maar toe ek die dag in die raadsaal die ketting om my nek sit en ek stap uit en wag 'n klomp skare aan beide kante en vrouens dra my op hulle skouers. Dit was vir my dit het toe begin insink dat ek die burgemeester, so dit was die groot oomblik vir my die dag, nie toe ek verkies is in die raad nie, maar toe ek uitstap het die munisipaliteit gebou het en mense dra my op hulle skouers. En dis nie mans gewees, dit was vrouens gewees. En dit was vir my, dit was 'n voorblad nuus nog van die burger gewees. Hy foto, ek sal dit nooit in my lewe sal ek dit vergeet nie. Is hy kettinge regtig so swaar? Ek sê hy kettinge so swaar, maar nee, dis is so swaar. Ek weet nie wanneer laas ek omgehad het. Ek dink ek het omgehad laas toe ek ingesweer was 4 jaar terug. Toe ek die laaste omgehad. Vir my gaan dit nie oor die ketting nie. Dit gaan oor om, soos ek weer gesê, om verskillende mense se lewens te maak. Dit gaan nie vir my oor die titel nie of die dinge. Dit gaan vir my oor die mense. As daar iemand wat nou luit is, eendag wil 'n burgemeester word, wat sou advies het jy vir hulle? Die eerste plek, jy moet kan luister. Jy kan na mense kan luister en mense gaan hoor wat hulle probleme is. En die tweede ene is dat jy moet vir hulle altyd hoop gee. As jy vir hulle hoop kan gee, dan kan ons 'n beter toekoms skep aan buitekant. As die mense nie hoop het nie, dan gaan ons nie 'n goeie gemeenskap aan buitekant hê nie. En die hoop is in die eerste ene jy goed kan luister en die tweede ene jy moet kan hoop skep vir mense. Ons gaan nou weer verder gesels met Grant Riddels, die burgemeester van Hesekwa. Ons gaan luister na Unity Bestuur van Glo jy en nou gesels ons weer lekker verder. Jy tref my in die kop. Jy wil weet wie vandaan in my gedagtes is. Dat wie ek verlang, wie ek die meeste mis. Vra die vraag, ek sal 'n antwoord gee. Mag my stem net oor die kranse skree. Glo my, as ek dit vir jou sê. Glo my, dat jou naam in my hart lê. Glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. My gelukkig maak. Niemand anders maak vir my meer saak. Glo my, as ek dit vir jou sê. Glo my, dat jou naam in my hart lê. Glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, al
wat ek net vir jou wil sing. 'n Goue man wat ek net vir jou wil bring. Glo my, as ek dit vir jou sê, glo my, dat jou naam in my hart lê, glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, al sien jy dit nie, glo my, al wys ek niks nie, glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, as ek dit vir jou sê, glo my, dat jou naam in my hart lê, glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, al sien jy dit nie, glo my, al wys ek niks nie, glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Glo my, dis net vir jou wat ek wil hê. Baie welkom terug. Ons gesels met Krander, die burgemeester van die SUK. Krander, terug te kom by die burgemeester. Wat is vir jou lekkerste van burgemeester te wees? Wel, my eerste plek, ek dink om ons mense te dien. Dit is die lekkerste vir my. Ek staan elke oggend op en ek sien elke dag uit om by my werk te kom om verskillende mense se lewens te maak en te sien hoe ons Jesukwaa se munisipaliteit groei. Toe ek ingekom het 2016 het ons 'n begroting so van 450 miljoen rand gehad. Ons het nou 'n begroting van 1.2 biljoen rand en ons het gegroei van 2016 af tot nou toe. En te sien hoe ons kapitaalprojekte uitrol en projekte begin en te voltooi. Ek dink nou aan in die sonplaas wat ons nou in Riversdale opsit met so 20,000 sonpanele en batterystelsels en 10 megawatt energie om te dink binne 2 jaar kon ons dit vermag het. En nog groter projekte toe ons begin het met die brandweer, toe ons niks brandweer gehad het in 2016 nie. En waar ons nou 'n groot brandweerdiens het, ons law enforcement, ons e-sentrums vir ons jong mense, ons youth cafés wat ons gedoen het. Okay. Ons het 'n klomp goed uitgerol om te sien en dit is die lekkerste vir my om dit te sien met as burgemeester. Ja, dit was 'n moeilike tye gewees ook, maar ek dink die lekkerste is om te sien hoe ons munisipaliteit van 'n gewone munisipaliteit gegooi het na een van die top 3 in die land. En dit is die lekkerste vir my as burgemeester. En die slegste van burgemeester wees? Daar was baie slegte daar ook, maar 2016 toe ek ingekom het, was 'n jong mens in die Rooidamme geval het in Slangervuur. Om saam met daai mense te gaan gesels met die familie en saam met hulle dit deur te gegaan het, is een van die moeilikste dae gewees vir my as burgemeester. En dan is daar nog 'n geval gewees waar 5 jong mense in 'n padongeluk tussen Heidelberg en Riversdale gesterf het. Dat die oggend het ek gegaan werk toe en toe ek by werk kom, toe ek die nuus gekry en om dit saam met die familie deur te gemaak het was 'n moeilike hartbreek gewees en om vir ek weet nie wat om te sê vir hulle nie, omdat die pyn van hulle is so. Dit was daar en dit het my geruk as burgemeester. Ek dink dit was een van die moeilikste dae. En die rampe of die tragedies wat ons gehad het, die vure, sien iemand se huis brand af en die storm, die winde en die droogtes en alles. Dit was 'n moeilike tye vir my as burgemeester. So ek het alles gehad. Ek het nie net 'n smooth burgemeesterskap gehad. Dit is moeilike dae gewees, maar
Die goeies oorheers die slegtes. Ons sien jy is altyd oral op ramptoneel. Dit verseker jou privaatheid ook. Ja, ek het nie maar min tyd privaatheid wil maar ek het my naam opgesteek om die burgemeester te wees en so ek moet die gemeenskap dien. Dit is vir my 'n challenge en dis vir my 'n eer gewees om dit te doen. So ek het nie privaatheid nie, maar as ons is 7 dae 'n week en 24 uur 'n dag is ons aan diens. So ons het nie russie. So ek het nog nie vakansie gehad binne die 9 jaar wat ek as burgemeester is. Ek het nog nie vakansie gehad nie, maar as daar iets probleme kom met ons dit beskikbaar wees, maar ek is baie gelukkig om 'n goeie span by my te hê. Munisipale bestuurder wat baie goed is en direkteure en werkers in die hele Jesekwa. Ek het nou die week het ek weer gesien hoe mense na die winde, die bome omgewaai is en waar ons mense nog dienste lewer en die next dag en opruimingswerk doen en so. Dit is vir my wys my die passie en die trotsheid waar die werkers ook hulle werk doen. So vir my is dit nie 'n moeilikheid om die burgemeester te wees nie. So dit is lekker vir my om te wees. Jou kinders is seker baie trots op jou wat jy bereik het. En self eendag in die politiek wil raak. Ek dink hulle sal seker maar trots wees. Ek dink my ma is die persoon wat die meeste trots is op my. So die week het my ma verjaar en ek wil ook vir elkeen met baie dankie sê vir die gelukwenses wat hulle vir haar gegee het. Ek het vir my ma gister gesê sy is sosiale media is sy laat gons maar ek dink sy is baie trots op my, maar my kinders is ook so trots. Ja, hulle ek weet nie as hulle ooit in die politiek wil wees nie, omdat hulle sien hulle pa baie min maar ek dink my dogter sou seker maar eendag wil politiek. My seun is weer 'n stil, rustige persoon en hou van die huis. Hy is die persoon wat uitgaan nie en so. Maar my dogter is weer 'n sportiewe persoon en 'n oop persoon en hou van gesels en so. So ek hoop ek weet nie sy dat is sy volgende burgemeester. Nee, ek weet nie sy sal gaan nie, maar sy is daai tipe oop persoon, ja. Maar namens ons kant af, ons vir jou maak so baie geluk vir verjaarsdag. Hoop jy dra wense oor vir ons kant of vir haar. Dankie. Terug te kom by die rampe. Hoe werk dinge hoe werk dinge agter die skerms wanneer 'n helikopter of noodspanne gereël moet word gedurende die ramp? Want dit kos seker maar 'n paar rand wat jy moet reël en bel en alles vir daai mense. Ja, Wilmas die begin eerste, die persoon wat op die toneel kom, eerste hy assosieer die situasie en dan skop ons protokolle in plek en sê wat gaan nou gebeur of so en die munisipale bestuurder moet afteken vir enige helikopter vlugte en goed. Maar soos ek gesê het, ons het baie bekwame spanne wat weet om hulle werk te doen eerste. Elkeen presies weet wat om te doen en elkeen bly in sy baan en elkeen doen sy werk ten volle. So dit is nie altyd maklik nie en ons het so 'n WhatsApp groep waar alle ongelukke, alles wat gebeur in die Jesekwa sit hulle op en dan waar almal betrokke is en almal werk saam met een doel. En dan stel ons gewoonlik 'n jog op waar alle sektore, besighede, GPF, polisie, ambulans, EMS, ambulansdienste, SASSA en elke organisasie binne die Jesekwa wat 'n rol speel, die hospitale en alles. Hulle almal word dan deel van die jog en dan is dit baie makliker om dit alles saam te bestuur en te werk en elkeen het sy werk en almal werk saam met een doel om ons gemeenskappe veilig te hou. So daar's 'n proses wanneer enigiets gebeur in Jesekwa wat ons deurgaan en gewoonlik is hanteer ek die jog, ek die voorste van die jog en hanteer ons daarvandaan en so. Maar ons almal werk saam om een doel voor om ons gemeenskappe veilig te hou. Dit het ook weer vraag. Sien nou hulle kry nie helikopters of ietsie. Dis daai ander
plan B wat jy het of plan C wat jy voor die dag bring? Ja, eerste het ons stel ons eie jog hierso op en dan werk ons saam met die disaster management kantoor die jog in George met die distrikmunisipaliteit. En daarvan werk ons met die provinsiale jog disaster management in die provinsie. En so ons het verskillende platforms waar ons rampe of enigiets hanteer en ek wil sê Dinsdag toe alles gebeur goed maandag en Dinsdag het ons die jog opgestel, maar Dinsdag weet ek was ek in 3 jogs. Ek was hier ook 9 uur in 'n jog, het ons 'n jog gehad, ons het 12 uur 'n jog gehad en dan so 3 uur 'n jog gehad. En dan die aand het ek 'n extended cabinet meeting gehad van die provinsie van 6 uur tot 8 uur toe. So ons het 3 dae, so 9 uur oggend het ons begin die jog. 12 uur het hulle kom terugvoering gee oor die stand van sake en wat ding is. En toe is ek daarvandaan, is ek nog Albertine het amper 'n Mosselbaai gewees wat die kraglyne omgeval het en goed is. En toe moes gaan sit jy trokke vat, so cherry picker sit vat, Eskom se trokke sit vas en alles en moes weer nog goed 'n byt kry om te kom jaap. Gelukkig het die 'n boer op sy plaas het ons gejaap om die grond was so nat, dis net modder gewees. En toe die boer ons kom help en ons het daarvandaan het ons bietjie beter gegaan met ons en die aansluitings gedoen. En toe ek daar van Albertine af, ek weer terug en toe ons weer 3 uur tot 'n jog gehad en te sê wat is die pad vorentoe nou en hoe gaan ons saamwerk en goed is. En daarna het ons begin 'n probleme kry oor die Albertine en Riversdale het ons in die krag aangesit, maar nou trippe elke keer. Ja. En toe vind ons uit my probleem is op die Stilbaai lyn wat 'n probleem is en toe sit ons by Resiesbaan sit ons die lyn af en Eskom af by Resiesbaan. En toe kan Riversdale en Albertine aankom, so jy het gehoor het. Riversdale en Albertine was 'n dag voor Stilbaai aangekom, maar toe het die next dag het hulle die lyn gestap en gewerk Eskom en dit reggemaak, dus kom Stilbaai toe aangegaan, maar dit wys net hoe almal saamwerk. Saamwerk, gewerk om die krag aan te kry. Sê elke werk nou op sy aparte platform, weet die een wat die ander doen nie. En dan het ons nog groter probleme. Wat is die boodskap aan die publiek oor die rampe wat ons die week se weer ontvind het? Want dit was baie erg. Ja, dit was baie erg. Ek dink jy was nog 3 dae sonder krag. Nog nooit in die lewe so net. Altyd is nou loadshedding gewees het. Toe loadshedding nog erg was. Ek wil net dankie sê eerste vir elke sektore wat saam met ons gewerk het om die probleem op te los. Soos ek genoem het, die SAPS, die EMS, die hospitale, Eskom, SASSA, alle sektore wat saamgewerk het om die probleem aan te spreek. Ek wil vir hulle eerste baie dankie sê vir hulle en dan vir my munisipaliteitsspan, hoe hard hulle gewerk het in die gebiede. Hulle het elke dag dienste gelewer, elke dag vir hulle hotel, hulle het die takke baie skoon gemaak, die takke afgesny wat geval het en opgeruim het en my direkteure, my raadslede, my uitvoerende burgemeesterskomitee en elke wijkraadslid wat hulle werk gedoen het, wil ek ook net baie dankie sê. So, dit was 'n uitdagende, maar ek wil ook dankie sê vir die gemeenskap. Wat ek weet van hulle was geduldig en van hulle was nie geduldig nie. Ek het baie oproepe gekry, ek het baie mense wat kwaad was, geskel het en alles, maar ek wil vir hulle ook dankie sê vir rustigheid en hoe die situasie hanteer het en vir hulle sê dat ons sal nooit alleen los nie en vir die daar vir hulle. En dit was 'n moeilike week geweest vir my, maar ons almal het deur dit gekom. Ek dink daar's nog 'n paar landbou van die plase wat nog sukkel met loadshedding, maar Eskom is besig om die probleem op te los. Ons het gister met hulle gepraat, veral in Heidelberg area ook nog wat nog afgesig gedeeld is. En ons het 'n challenge gehad
die waterwerk in Heidelberg, die Oeverberg water se generators gebreek en die krag was nog daar af en toe moet ons nou gister nog heel vertrokke vir Heidelberg vir water te gaan ry en Ja. so dit is 'n uitdaging gewees, maar ons is dat deur en ek wil die gemeenskap net dankie sê Ja. vir alles. Sjoe. Iets wat nou, kom ons by die lekkerste een nou. Iets wat nou baie aan jou na in jou hart raak is rugby. Ek sien jy het 'n Eagles SVD baie aan. Baie mense weet dalk nie hoe betrokke jy is by SVD rugby plaaslike span die Seagulls. Ja, maar ek is nie meer by Seagulls betrokke nie, omdat ek Okay. dien by Okay. ek dien nou by SVD se uitvoerende bestuur. Ek is die senior visiepresident van SVD rugby. En ek is die voorsitter van die professionele been waar die arende spelers is. Ek is deel van die wat die kontraktering doen, coaches aanstel en alles daai. Maar ek sit ook namens SVD op SA Rugby se uitvoerende bestuur, SA Rugby Council, General Council. So ek is my liefde vir rugby het op skool begin, so ek gesê het sal in 9 daai tyd nog nie gratis nog standaard. Sal in 9 het ek begin blaas. Ek het my eerste wedstryd onthou ek toe ek nog so 'n seentjie was toe gaan blaas ek by Oakdale Rugby. Okay. En daarvandaan het ek my liefde vir sport het gegroei. Omdat toe ek 'n kind was, toe kon ek eintlik op laerskool kan ek in sport deelgeneem het. Ek het standaard 4 eerste het ek rugby begin speel omdat ek voor dit kon ek blaasie of sport deelneem omdat ek is gebore met 'n vergrote hart. En toe ek kon nooit rugby speel met dogters. Het altyd vir my ma gesê ek mag geen sport deelneem nie omdat dit en toe die dokter sê standaard 4 kom ek kan maar nou deelneem. Ek het beter en ek het opgroei en alles. En toe begin ek te speel en ek het daarvan aan 'n bietjie meer opgehou. Die sport wat toe my eerste liefde geword. En ek is toe toe ek gaan studeer, toe ek teruggekom en toe ek op die SA panele gekom en ek het 'n rugby skeieregter geword. En ek het op die SA rugby containers panele gekom. En daarvan het ek in die administrasie na my skeieregter loopbaan het ek 'n motorongeluk gehad tussen Albertinia en Stilbaai. Het ek in administratief gekom omdat ek was daai tyd op die panele nog ek met die Kruiwenweek in St John's gaan blaas het. So 'n week voor die Kruiwenweek toe kom ek in die motorongeluk en so 'n jaar uit rugby het gewees en toe ek teruggaan was ek net nie myself. Ek nog onthou ek nog in Durban het ek by Sharks in die bulle game het ek vlag gehardloop. En ek het terugvoel ek is nog nie reg nie en ek het toe skielik loopbaan maar geroep en gesê ek gaan maar stop. En ek het begin by Seagulls rugby op die bestuur dien ek het daarvandaan het ek die leertjie begin klim en toe het ek by SVD nou opgeëindig toe ek so 4 jaar gelede is ek verkies as die senior vice-president by SVD rugby en so dis ek is lief vir rugby en dis my passie en sê ek vroeër vir jou vertel het ek was gelukkig om toe die Bokke nog voor hulle Frankryk toe is die World Cup toe het ek hulle laaste ete in die land het ek bygewoon in Sandton in Johannesburg waar ek saam almal kon 'n bietjie gesels en geniet het en ek en Jacques Niebuhr het nog gesels so spraak vir Jacques hoe lyk jou kans om die World Cup te wen en Jacques Niebuhr sê vir my toe Grant daar's net die week wat nog moet voorberei is ons defense kan regkry vir die week en dan wen ons die World Cup en ons het World Champions weer geword en ek is so trots daarop gewees en goed, so ek is uit en uit 'n Springbok. Baie mense dink mos ons baie van ons kleerling gemeenskappe waarvan ons kom is meeste All Blacks en goed, maar ek is uit en uit groen en goud. Ja, so en om SA Rugby General Council te wees is vir my ook 'n groot voorreg en eer. Daar sit ons met al die provinsies waar daar sit die 14 unies en
ons het donderdag het ons Mark Alexander weer verkies as SA Rugby se president. So ja, dit is vir my 'n voorreg om ons gemeenskappe op daai vlak ook te dien. Jy weet mos ons mense is lief vir rugby so in die Suid-Kaap. Het jy al enige bekendes afrigters as spelers ontmoet in jou rugby loopbaan en vir wie jy altyd sal onthou word en hoekom? Ja, ek het amper baie van hulle ontmoet, maar die bekendste is maar vir Rassie. O ja. Ek het Rassie ontmoet, ek het Jack Nimmer ontmoet en ek werk saam met Henneke Meyer by die Arende. So ek en Henneke het 'n baie goeie verhouding. Ons wil SVD op laat groei en ons die beste span in Suid-Afrika maak. Dis is ons doelwit. En so dit is 'n voorreg vir my. Ek het 'n klomp Springbokke ook al ontmoet ons van hulle van die Springbokke en ek ons gesels nog elke dag. Okay. So die rugby is lekker vir my en ek en Henneke dink ek gaan 'n lang mooi pad saam stap by SVD rugby. Ja. As jy nog rugby wou gaan speel het, watse posisie sou jy gekies het om te speel en hoekom? Toe ek Sanus 4 was, het ek begin rugby speel, maar my beste posisie is maar flank gewees, maar ek kon flank skram af loskakel en center is maar my posisies wat ek gespeel het op skool en ja, dit is flank is maar my beste posisie waarvan ek hou. O ja. Wat is jou opinie oor huidige Suid-Afrikaanse rugby? Ons is baie gesond huidiglik met ons rugby en jy kan sien hoe trots ons gemeenskappe is om die groen en goud te dra en hoe hulle ons Springbokke ondersteun. Suid-Afrika se mense hou nie van verloor nie. Ons wil net wen. Maar ons Suid-Afrika se rugby is in 'n baie goeie posisie, huidiglik 'n gesonde posisie. As ons kyk ons onder 21 Springbokke, ons 120s en ons kyk ons sevens groep en ons kyk in die bokke, ek dink Rassie bou diepte. Rassie as ons kyk die jong ouetjies wat nou deurkom soos 'n Kaiprit Stilbayer, né? Wat deurkom ook nou en al die jong mense wat nou deurkom beteken dat ons is ons gaan vir jare gaan ons 'n sterk groep spelers het. En te sien hoe groei en die Varsity Cup, die SA Cup, die Karibeker, die eerste liga en allerlei strukture wat dinge is en ek dink Rassie het 'n goeie fondasie nou vir ons gebou in SA rugby. So ons rugby is eintlik gesond. Baie gesond en hoeveel spelers wat ons het. Ek dink ons grootste voedingsbron is maar van die Kruiwenweek af. Die Kruiwenweek is ons grootste voedingsbron en ons gaan nog baie jare gaan ons gesonde dinge sê en maar Mark Alexander bestuur SA rugby baie goed. Wat is jou voorspelling vir die 2 finale spanne in die volgende jaar se Rugby World Cup in Australië? Ek dink die 2 finale spanne gaan die beslis, die Springbokke gaan die een wees en die ander span gaan Engeland wees. Op die bokke in die All Blacks is in 'n jaar groep geloods wat mekaar gaan kry. Ek dink die bokke en die All Blacks gaan mekaar in die kwarte finals gaan hulle kry kwart en ronde. En die Engelse groep gaan in die groep van Australië wees en dinge en ek dink die bokke en die Engelse gaan mekaar in die finale speel. Maar ons moet nie uit oog verloor hê Australië speel tuis. So ons moet dit ook in gedagte hou. Kom terug by die burgemeesterstermyn. Soos almal weet is jou tweede termyn van burgemeester amper verby. Wat lê volgende jaar vir jou voor? Wilma, ja, ek was bevoorreg om 2 termyne te dien in Isiko. Ek dink niemand kon nog 2 termyne dien agtereenvolgende in Isiko nie. En dit is vir my groot voor en eer gewees om ons mense te dien eerste. My toekomsplanne, ek berus my waar my party my gaan sit. Ek gaan nog in die politiek nog bly. Maar ek berus my waartoe die party my gaan stuur. Soos jy weet, het ons prosesse in die gang en ek berus
waar die DA my gaan sit of so en waar ek gaan wees in die toekomsplanne. Maar ek is ook in besigheid betrokke, ek het ook in sport, is ek ook betrokke. Ek gaan my naam in die hoed gooi vir die presidentskap en vir SVD. Ek gaan dit gaan my ook by volgende planne rondom dit. So jy gaan nou nog steeds betrokke wees by SVD Rappie en daai. Ja. Yes. Kom ons luister na Manzi en dan gaan ons nou weer lekker gesels met Grant Riddles, burgemeester van Esiekwa. Welkom weer terug. Ons is nou amper klaar met Grant Riddles. Grant, ek het 'n boodskap gekry vir iemand wat vir my boodskap gestuur het. Goeiemôre, hier daar. Ek wil net vir die burgemeester net baie dankie sê vir die harde werk wat jy het in Esiekwa en hulle is baie trots om hier te bly. Ek weet nie wie die persoon is nie, maar die persoon kan ek vir sy naam bygee dan kan ons maar sê die persoon sê baie dankie dat sy is bly om in Esiekwa te bly. Wat is jou boodskap aan ons mense in Esiekwa? Dankie eerste Wilma vir die boodskap. Dit beteken baie vir my. Baie mense kom altyd aan die munisipaliteit toe en te sê dat eerste net klagtes het wanneer iemand 'n klagte het, kom jy in die munisipaliteit toe. Ja. Maar as iemand vir ons ook net dankie sê, dit beteken so baie vir ons. Dit wys ons is op die regte pad en wat ons doen. Ek dink baie van ons mense is gelukkig om hier te bly. As ek kyk nou net in die storms nog, baie van die ander munisipaliteite het nog sonnekrag en ons het dan nog krag hier so nou. Baie mense het stromings gehad. En dit is so belangrik. Voor ek ingekom het my vorige burgemeester wat hy was, Imoniel, van 2011 tot 2016 toe het hulle baie belê in ons infrastruktuur en ons as munisipaliteit in 2016 af het ons ook weer voortgegaan op hulle en ons het ook baie geld, miljoene rande in infrastruktuur gesit. En toe ek nou sien nou die storm kom nou hierso, wys dit weer, as ons dit nie gedoen het, het baie van ons gebiede oorstroom en dan is, en dit wys net ons stormwater was reg om dit te hanteer en ons het die oorstromings gehad in ons gebiede nie. So my boodskap aan Esiekwa is ons moet voortgaan om ons dienste te lewer, infrastruktuur te produseer en te sê dat ons begroting moet ons nou vorentoe net so bestuur en ons mense se geld wat ons betaal vir ons belasting en verdienste moet ons reg bestuur om ons gemeenskappe nog beter te maak. Wilma, as ek kyk nou hoeveel geld het ons in ons paaie ingesit, ons daar's nie eintlik 'n gat in ons paaie en die mense loop elke dag word jou vullis opgetel, jy draai elke dag jou kraan oop en jy het water, jy spoel jou toilette, jy het vars water alles. En dit werk. En dan die ander ding is jy het elektrisiteit en dan ons sonplaas wat ek genoem het in Riversdale gaan ons Esiekwa 'n dorp loadshedding vrij maak. Maar as gevolg van die sonplaas gaan ons nou ons mense 2% minder vra wat Eskom vir ons mense vra, nie net vir Riversdale maar vir die hele Esiekwa gaan ons 2% minder vra. Dit beteken, dit wys net weer ons moet voortgaan waarmee ons besig is en ons gemeenskap goeie kwaliteit dienste te gee. Het iemand nou nog 'n boodskap van gestuur, die mense gesien nou gerus boodskap en vir ons kom daar 'n stadium en kom daar 'n stadium, 'n hoërskool in Stilbaai. Kom daar 'n hoërskool in Stilbaai. Sorry. Ja, ek wil met die eerste aspek van die hoërskool. Die hoërskole is nie onder die munisipaliteit se verantwoordelikheid nie, maar ons het vir die provinsie al gevra vir hoërskole in Stilbaai. So ons moet net aanhou vra in provinsie sê hoe belangrik dit is om 'n hoërskool te wees. Ons het saam met die departement ook 'n skryfwaal vir hulle gestuur om vir hoërskole in Stilbaai en dit ek glo dit nou saaklik wat Stilbaai en Merkfontein ook 'n kans kry om 'n hoërskool te hê hierso in Riversdale
hier in Stilbaai nie wat ons kinders net Riversdale toe moet gaan nie. So ons het dit deurgegee, maar dit is nie die munisipaliteit se verantwoordelikheid om te doen nie. Ons as munisipaliteit moet toesien dat ons vir hulle al ons probleme vir hulle deurgee en wat provinsie dit vir ons miskien kan aanspreek of so. Ek het nog 'n boodskap gekry. Wat gebeur met die grond wat verkoop is oor die munisipaliteit? Wat gaan daar gebou word? Wat baie mense vra, baie mense sê ja, kom 'n mall, baie mense sê kom huise, baie mense sê dit, baie mense sê dat. Maar wat kan jy nou vir ons vir mense sê daar buite wat kom daar so, wat baie mense vra? Ja, die grond is verkoop op openbare veiling en die grond is verkoop vir sakesone. So ons moet kyk wat die ontwikkelaar gaan doen wat die grond gekoop het. Ek weet nie eerlik wie die grond vir gekoop het. En ons moet kyk wat dit gaan behels en goed wat gaan gebou word daar. So ons het daar's nog nie planne ingedien by die munisipaliteit nie. So ek kan nog nie sê nie, maar die grond is vir sakesone is dit reserveer. Vir afsluiting, is daar iets wat jy graag met ons luisteraars wil deel voor ons afsluit? Ja, wel maar ek sien julle op die Facebook bladsy het julle die onderhoud geadverteer. Was daar mense wat gesê het oor die swembad in Albertinia en die hoeveelheid geld wat ons daar gaan insit en oor die water. Die eerste plek ons het die waterwerke in Albertinia het ons opgradeer, so daar is nog genoegsame water in Albertinia en dit is verbeter en ons is nou besig met 'n program waar ons die ou asbeispype te vervang in Albertinia. So ons het in hierdie boekjaar en 'n volgende boekjaar het ons geld om die asbeispype te verander in Albertinia. Die swembad situasie gaan ek nou aanspreek dat in Albertinia het voor ek gekom het as burgemeester het hulle gemeenskap in Albertinia by die IDP en begrotingsprosesse het hulle gereeld gevra vir 'n swembad in Albertinia en ons het 1 jaar het ons IDP prosesse sê mense het insette gelewer en ons het gegaan daarso en ons het gesê vir Albertinia se mense in die begrotingsproses hulle moet daar's 3 insette wat gekom het wat die grootste uitkom en hulle moet stem wat wil hulle die graagste hê en toe hulle gestem het was die swembad het die uitgekom die hoogste. Maar ons moet verstaan gewoonlik so Albertinia het 'n swembad so baie van mense van Albertinia moet in Gouritsmond moet hulle gaan swem. En 'n ry en daar te wees om swembad. Maar daar's kinders wat ook altyd in die dam gaan spring by die golfbane wat onveilig is. En wanneer dit so warm is en dis hoekom die mense vir ons gevra het in Albertinia hulle wil graag 'n swembad hê om hulle kinders veilig te hê en waar hulle kan toesig hou en daar waar hulle ook hulle digniteit kan terugkry vir hulle ook Albertinia nie net altyd in die agterste speen sy gee. As ons kyk in waar swembad is het ons in Riversdale het ons 2 swembaddens en in Heidelberg is 'n swembad en dan het ons in Albertinia het ons 'n swembad en dis hoekom ons aangedoen het eerste by die departement van sport en kultuur vir geld vir MIC-projek om 'n swembad te doen en ons het geld ontvang van die departement en die munisipaliteit sit ook 'n gedeelte by van ons geld om vir Albertinia swembad te hou en ek wil vir die wyksraadsit van Albertinia Raadsit Simon wil ons ook dankie sê wat hy in die begrotingsproses beklei het vir Albertinia, die wyksraad van Albertinia wat beklei het vir Albertinia vir sy swembad. Vir hom ook net dankie sê en Albertinia gaan nou 'n swembad kry, die konstruksie is reeds besig en ek kan wel vir die luisteraars sê die grootste van die geld kom nie van die munisipaliteit af, dit kom van die nasionale regering af. Het jy nog 'n vraag gekry? Die mense sê nou vir ons grond op die spot vandag. Is daar al nuus oor die varkplaas en die Mosselbaai se klein boere? Ja, wil my dit dink dit gaan kom. Die eerste plek
as jy nie vorige raadsvergadering gesit het waar ons dit bespreek het, Okay. is die besluit van die raad was dat integrerende dispuut verklaar word by die nasionale regering vir rural development land reform, om te integrerende dispuut verklaar word teen die vragplaas of teen die kleinboere van Mosselbaai, en dat die raad nie dit ondersteun nie. Yes. En dan die tweede aspek van die ding is dat ons regsopinie gaan inwin oor hierdie aangeleentheid. Ons is besig, ons het 'n dispuut verklaar by die nasionale regering van land reform, en ons is besig met om regsopinie in te win rondom dit. En ons het in ons skrywe gesê dat ons ondersteun nie die verskywing van die kleinboere van Mosselbaai na Stilbaai toe nie. So ons is besig met die proses, en hier kan enige tyd die raadsvergadering gaan kyk en te sien wat het gebeur in die raadsvergadering en hoe was die debat vorm rondom dit. Van my kant af wil ek sê baie dankie Krant dat jy met ons gesels het, dat jy tyd gemaak het op daai ry. Dit is maar moeilik altyd om met die persoon jou in die hande te kry, en ons het so lank gesukkel om jou in die hande te kry. Maar baie dankie. Baie sterkte met jou laaste gedeelte van jou burgemeesterskap, en baie voorspoed met jou planne vorentoe. Ons waardeer opreg wat jy vandag tyd gemaak het vir ons, en nog was ons wil jou baie dankie sê. Iets wat jy nog laaste woord wat jy nog sê vir ons afsluit. Ja, dankie Wilma. Ek wil net vir eerste plek dankie sê wat julle my genooi het hierna toe. Ek dink is lekker gewees om te sê as baie mense weet nie waarvan ek kom nie, en wat is my agtergrond en hoe kom ek in die politiek. Ja, maar ek wil net vir elke luisteraar sê, en elke inwoner van Hesuba wil ek sê, baie dankie vir die 10 jaar wat ek saam julle kon wees, amper 10 jaar nou, en dit was vir my 'n groot voorreg om julle burgemeester te wees, dit is 'n groot voorreg om julle te kon dien, en dit is 'n groot voorreg om saam julle die pad te kon stap, en ons munisipaliteit goed te maak, en een van die bestes in die land. Baie dankie. Okay. Nou, my kant af sê tot ziens. En ons volgende Saterdag sal ons weer alles goed gaan. My kant af, tot ziens.